Goeiemôre broers en susters en baie welkom ook vir almal wat van nou af aanlyn ingeskakel is by ons erediens. Kom ons staan op en dan sing ons toetrede lied uit Vonk 119, die eerste en die derde strofe. Heilig, heilig, heilig is die Heer, heilig is die Heer God almagtig. Heilig, heilig, heilig is die Heer, heilig is die Heer God almagtig. Wat was en is en weer sal kom. Heilig, heilig, heilig is die Heer. Waardig, waardig, waardig is die Heer. Waardig is die Heer God almagtig. Waardig, waardig, waardig is die Heer. Waardig is die Heer God almagtig. Wat was en is en weer sal kom. Waardig, waardig, waardig is die Heer. Ons het verlede Sondag nagmaal gebruik en daarom gaan ons vandag in die erediens vra hoe gelowige mense vir Here dankie sê vir sy genade. Vandag gaan ons spesifiek sê dat ons onder meer dankie kan sê in die manier waarop ons ouers is, waarop ons ouerskap uitoefen, of ook waarop ons 'n voorbeeld stel vir ander jong mense en kinders. Maar ek en jy weet al te goed, broer en suster, dat dit vir ons verskriklik moeilik is om altyd voorbeeldig te leef. En daarom weet ons ook dat ons eie huise nie kan bou nie. As die Here ons huis nie bou nie, dan swoeg die van ons wat daaraan bou ter vergeefs. En daarom is ons dankbaar om in sy teenwoordigheid te kan wees en ook rondom sy woord byeen te kan wees. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou as loflied Vonk 277, die eerste en die tweede strofe. U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar saam met U, o Heer. Die wet van die Here sê dat ons vir God moet lief wees, vir ons naaste moet lief wees, ook soos wat ons vir onsself lief is. Gesang 250 vertel vir ons meer daarvan. Kom ons sing die eerste en die tweede strofe. Gods wet vra al ons liefde vir hom ons hoof en Heer, en liefde vir ons naaste, dis
soos wat sy woord ons leer. O Heer, wil dan die liefde ook deur ons openbaar, dat ons mekaar mag lief hê en so U wet bewaar. Kom ons staan net so en dan bely ons skuld voor Here. Here ons God, ons het verlede Sondag hier aan die tafel aangesit en ervaar dat U genadig is. Ons het gehoor, Here, deur die tekens van die brood en die wyn, dat ons met U versoen is en dat ons die lewe het. En toe ons nagmaal klaar gebruik het, het ons vir onsself gesê, soos die formulier dit sê, dat ons van hier af sal uitgaan en ook soos kinders van U sal leef. Maar as ons hierdie wet wat Jesus vir ons gegee het, so saam sing vanoggend, dan weet ons, Here, dat ons val, dat dit vir ons verskriklik moeilik is om dit tot uitvoering te bring. En waar ons vanoggend in besonder gaan aandag gee aan ouerskap en aan ons voorbeeld vir ons kinders, moet ons in besonder bely dat ons soveel keer foute maak voor ons kinders en dat baie van die gebruike en maniere wat hulle aanleer ook uit ons self uitkom. Ons vra dat U ons sal vergewe. En baie dankie dat ons dit vir U kan vra, omdat ons steeds weet dat U genadig en getrou is en dat U beloftes aan ons waar is, en dit is dat U ons sondes vergewe. Ons gaan net nou uit die woord uit lees en daaruit, Here, gaan ons poog om leiding te kry vir ons as ouers en vir almal van ons wat voor kinders leef, en dis maar elkeen van ons. En daarom bid ons dat U ook dan U woord vir ons sal oopbreek, sodat ons kan hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Baie dankie dat ons hier in die buitelug onder die boom by mekaar kan wees, om ook, al is dit koel vanoggend, in soveel getalle byeen te kan wees. Ons dankie vir U genade en vir U liefde, en ook vir die manier waarop U vir U kerk in die wêreld en ook vir ons gemeente sorg. Amen. Broers en susters, God vergewe ons. Kom ons sing daarvan, vonk 194, al 3 die strofes. Was jy daar toe die Heer gekruisig is? Was jy daar toe hy wreed mishandel is? Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde, al ons sonde. Was jy daar toe die Heer gekruisig is? Kan jy sien hoe hy daar vir jou moes ly? Al die haat waardeur hy geduldig bly. Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde, al ons sonde. Kan jy sien hoe hy daar vir jou moes ly? Sien jy raak wat hy als vir jou verduur? Al die pyn, al die spot, sy donker uur. Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde, al ons sonde. Sien jy raak wat hy als vir jou verduur? Kom ons bely nou ons geloof, waarna ons weer kan sit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes,
die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie, sit gerus weer. Julle kan gerus blaai na Rigters 13. Ek gaan 'n bietjie later verwys na Rigters 13 en soos wat ek gesê het, gaan ons vanoggend in die erediens die vraag vra: hoe kan ons as ouers 'n voorbeeldige lewe vir ons kinders lewe? Dit gaan eintlik oor 'n instruksiehandleiding. Is daar iets soos 'n instruksiehandleiding wat elkeen van ons kinders het of kan kry en dan ook kan gebruik? Maar ek wil voordat ons daaroor verder praat vir julle een van my skandes vertel. Jare gelede het ek en Annelie 'n gazebo gekoop. Ons koop toe die gazebo en ek gaan huis toe en slaan die gazebo op, maar wie ook al die gazebo verpak het hom verkeerd verpak, het die verkeerde pype binne in die sak gesit. So ek probeer lank om die gazebo op te slaan, maar niks wil werk nie. Ek vat die gazebo uiteindelik terug na die winkel toe en sê vir hulle, iemand het 'n fout gemaak, hulle moet my 'n ander gazebo gee. Wat hulle toe doen, die vat ek toe ook huis toe, probeer dit opslaan en daar is weer eens fout met die pype. Die gazebo wil weer nie staan nie. So ek vat die gazebo terug en hulle gee vir my 'n derde keer 'n nuwe gazebo en toe hulle hom vir my gee, sê die winkeleienaar vir my, jy moet nou asseblief net die instruksies gaan lees voor jy die gazebo opslaan. En ek is so half nikkerig want ons weet mos almal hoe om 'n gazebo op te slaan. So hoekom sal dit nou help? Maar ek gaan toe huis toe en ek het vir hom gesê ek sal dit doen, so ek doen dit en so waar, daar staan die gazebo. Toe was dit ek wat van die begin af net die gazebo heeltyd verkeerd opgeslaan het. Party instruksiehandleidings kan ons probeer omseil. Maar as daar een was vir ons kinders, dan sou ek verseker daardie een gelees het. Sou jy nie ook nie? Sê nou net jou kind kon gebore geword het en as die suster jou kind so in die doeke vir jou bring, dan lê daar so 'n papiertjie mooi netjies opgevou met dalk 'n waarborg ook by, maar beslis 'n instruksiehandleiding. So dit het nie verskriklik lekker gewees het nie. Dan kon ons net die stappe volg. En dan kon ons uiteindelik, as ons die penne ingeslaan het, geweet het hierdie gazebo of kind staan presies soos wat hy of sy moet staan. Maar nou is die enigste instruksies wat ons kry, is ons uit die hospitaal uitstap, die van hoe om die hospitaalrekening te betaal. Ons kry nie instruksies vir ons kinders nie. Ons kinders is elkeen uniek, hulle is elkeen anders. En daarom kry ons nie so iets nie. En daarom is ouerskap vir baie van ons so uitdagend, want ons fokus is op die kinders. Ons probeer die kinders verstaan. Ons probeer die kinders reg groot maak. Ons probeer reëls neerlê vir die kinders. Ons probeer vir die kinders sê, julle moet so maak en julle moet so maak. En ons kan nie, daar is nie 'n handleiding wat by elkeen van ons unieke kinders pas nie. Hulle is besonder uniek. Maar daar is wel iets wat ek en jy kan doen. Wat is dit? Dit is om self 'n soort van 'n handleiding te wees wat jou kinders kan lees. Daar's nie 'n handleiding wat presies gaan verduidelik hoe jy jou kind moet grootmaak nie. Maar as ek en jy reg leef, gaan die kinders in jou en in my kan sien hoe hulle behoort te leef. Ek en jy is ons kinders se handleiding. En dis die beste handleiding wat ons het. En as gelowiges is die bron van ons handleiding ook nog die uiteindelike handleiding, en dit is die Bybel. Kom ons gaan lees nou hierdie verhaal van Manoag uit Rigters 13. Manoag en sy vrou kon nie kinders kry nie. Maar soos wat die Here telkens gemaak het met vrouens wat nie kon kinders kry nie, het hy dan ook vir hulle kinders gegee. En so verskyn die Here op 'n keer aan Manoag se vrou, en ons lees daarvan in Rigters 13, en dan sê hy vir haar, jy is onvrugbaar, maar jy moenie bekommerd wees nie, jy sal 'n seun in die wêreld bring. En dan sê die Here vir haar, vir hierdie vrou, daarom, wees nou versigtig, moenie wyn of sterk drank drink nie, en moenie enige iets onreins eet nie. En 'n skeermes mag nie naby sy kop kom nie, want die seun sal 'n Nasareer voor God wees, van sy moeder skoot af. So hierdie engel verskyn aan haar en hy sê vir haar, jy sal 'n kind kry, en dan sê die engel vir haar hoe jy moet leef. Jy moenie wyn drink nie, jy moenie iets onreins eet nie, en jy moenie sy hare skeer nie. Sy gaan dan in, en dan gaan vertel sy vir haar man Manoag, wat met haar gebeur het, dat daar 'n engel aan haar verskyn het. En dan is Manoag baie angstiger as sy. Sy is tevrede met wat die engel vir haar gesê het,
Maar Manoag wil meer weet. Manoag wil presies weet hoe om hierdie kind groot te maak. Hy wil hê dat hierdie engel weer moet terugkom om hulle dit te leer, en daarom in vers 8 sê hy, asseblief my Heer, die man van God wat u gestuur het, laat hy tog weer 'n keer na ons toe kom, sodat hy ons kan leer wat ons moet doen met die seun wat gebore gaan word. Wat moet ons doen met hierdie seun wat gebore gaan word? Hy wil meer weet. Hy soek daardie handleiding. Hy soek daardie instruksies oor presies hoe hierdie kind groot gemaak moet word. Sou dan lekker gewees het om 'n handleiding te hê. Dink 'n bietjie daaroor. As jou kind gebore is en jy kry nou jou kind van die suster af met daardie instruksiehandleiding en jy vou hom so oop en dan sê die handleiding vir jou, onthou jou kind gaan hierdie formulemelk gebruik. Dan weet jy sommer op dag 10 moet ek van hierdie melk al reeds sê, en dan hoef jy nie in die aandklokreël te oortree om melk te gaan koop nie, nee. Want jy het vooraf geweet wat se melk is die regte melk vir jou kind. Of in die handleiding staan daar jou kind gaan op dag, sê maar 73 begin tande sny. En daarom moet jy hierdie stroopie is die beste vir jou kind. Sou ongelooflik lekker gewees het en soveel pyn uit ouerskap uitgehaal het. Maar nog beter, jou kind se beste huweliksmaat is iemand met hierdie en hierdie persoonlikheid, en dan voeg ons hulle sommer so in die klasse by die skool saam, want ons weet mos nou presies wat gaan gebeur, en dan word hulle van kleintyd af groot, en eendag is hulle groot gemaak vir mekaar. So dit nie nog beter gewees het vir ons kinders se toekoms nie. Of die handleiding het vir ons gesê, jy moet jou kind presies op hierdie en hierdie manier dissiplineer, want dit is jou kind se geaardheid en persoonlikheid, en hierdie soort dissipline pas by jou kind. Of onthou, jou kind gaan hierdie beroep bekleed, dan sit ons sommer die kinders van die begin af in die regte skool, en hulle weet sommer presies watter vakke om aan die einde van graad 9 te kies. So dit nie verskriklik lekker gewees nie. Elke ouer se hinkering. En dit lyk vir my Manoag het hierdie soort hinkering gehad. Leer my meer, Here. Leer my meer, dat ek hierdie kind kan verstaan. Dat ek die regte dinge kan leer, die regte reëls kan neerlê vir hierdie kind. Sodat hierdie kind dit kan volg, en sodat hierdie kind so kan groot word. En dan verskyn die Here weer 'n keer aan Manoag. En dan lees ons, dat Manoag dan sê, watter reëls moet vir die seun geld? En wat is sy taak? Hoor julle sy behoefte? En dan hoor 'n bietjie hoe antwoord die Here hulle weer 'n keer. Hy sê, Manoag, van alles wat ek vir die vrou genoem het, moet sy haar weerhou. Enige iets wat van die wingerdstok afkom, mag sy nie eet nie. Wyn en sterk drank moet sy nie drink nie. Enige iets wat onrein is, moet sy nie eet nie. Alles wat ek haar beveel het, moet sy nakom. Hoor julle wat sê die Here vir Manoag? Hy sê, Manoag, moenie op die kind fokus nie. Die vrou moet fokus op haar gedrag, en by implikasie, jy wat die pa is ook. Doen julle die regte ding. Leef julle reg. Dit is amper asof die Here sê, hou op fokus op die kind. As jy in jou saak voor die Here reg is, as jy waardig leef met die regte waardes, dan is jy die beste handleiding vir jou kind. Jou kind word gebore met 'n handleiding. Die handleiding staan langs die bed en lê in die bed in die vorm van sy pa en sy ma. Dis ek en jy. Die Here sê, hierdie seun gaan 'n Nasareër wees. Hy gaan 'n besondere werk hê wat hy vir my doen. Julle moet van die begin af, nog voor hy gebore is, moet julle so leef, dat hy op julle kan fokus, en dat hy by julle kan leer. Dis asof die Here sê, wil jy hê, dat jou kind goeie maniere moet hê? Hê dan self goeie maniere. Van die begin af. Die Here sê, wil jy hê jou kind moet 'n gebalanseerde lewe hê? Lei jy dan die gebalanseerde lewe? Wil jy hê jou kind moet eerlik wees? Wees jy dan eerlik? Tussen jou familie, in jou gesin, by jou werkplek, waar jy ook al is. Wil jy hê jou kind moet ander respekteer? Respekteer ander dan. Jy is sy handleiding. Wil jy hê jou kind moet naby die Here leef? Leef jy dan naby die Here? Ek en jy is die handleidings
van ons kinders. Hulle sê as 'n lammetjie gebore word hierdie eerste ding waarop die lammetjie kan begin fokus as sy oë begin sien. Daai ding word die ding waarop hy, die Engelse noem dit imprint, waarop hy wat 'n indruk op hom maak en wat hy uiteindelik sien en navolg. En hopelik is dit altyd sy ma wat langs hom staan. Want as dit sy ma is wat langs hom staan, dan sal hy later heeltyd agter sy ma aanhardloop en hy sal word soos sy ma, hy sal vreet wat sy ma vreet en hy sal ook begin blær en hy sal doen alles wat 'n skaap behoort te doen. Want die eerste ding waarop jy, wat dan in jou ingeprent word, het ook 'n groot effek op wie jy is en op wie jy gaan word. Maar veronderstel, 'n lammetjie se ma word deur 'n hyena opgevreet direk as hy gebore word en as hierdie lammetjie se oogies begin fokus, staan daar 'n hyena langs hom. Wat gaan dan van daardie lammetjie word? En partykeer is dit so, broers en susters, dat dit nie altyd 'n ma of 'n pa is wat langs daai bed staan nie. Daar langs die bed het jy dalk goeie voornemens, maar as ons gaan leef, dan leef ons nie altyd soos kinders van die Here nie. Dan gebeur dit dat ons van die pad afgaan. En dan sien ons kinders dit. Hulle imprint daarop. En hulle gedrag word wat ons gedrag is. En wat doen ons met hulle? Ons wil nie hê dit moet so wees nie. En dan gee ons hulle pak. Ons beklei met hulle. En daar ontstaan risie. En ons rol rond in die nagte. Ons het 'n klomp sorge en bekommernisse en baie keer, omdat ons kinders dit maar by ons sien. Daarom sê die Afrikaanse spreekwoorde, aartjie na sy vaartjie, of die appel het nie ver van die boom afgeval nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat gelowige mense wat nagmaal gebruik het, wat sê dat ons van die tafel af opstaan, om hierna 'n dankbare lewe te gaan lei, dat hulle mense sal wees, wat voordat hulle na hulle kinders se lewens en gedrag en reëls gaan kyk, na hulle self gaan kyk. Manoag sê, Here, watter reëls moet hierdie kind navolg? Die Here sê vir hom, Manoag, kyk na jou eie lewe, na jou eie reëls. Dit is so dat 'n lammetjie uiteindelik 'n bietjie gaan losmaak van die ma af. Soos wat hierdie lammetjie groter word, gaan die lammetjie 'n bietjie verder van sy ma afdwaal, later saam met die ander lammetjies speel en uiteindelik heeltemal sy eie koers inneem. Maar 'n lammetjie wat sy ma leer ken het en sy pa leer ken het en op hulle ingeprent geraak het, sal julle sien, gaan altyd terugkyk na die ma en die pa toe. Hulle sal altyd 'n skaap bly, want hulle het by die regte mense geleer. Ons kinders gaan dieselfde doen. Ons kinders gaan foute maak. Ons kinders gaan met tye afdwaal. Maar die beste wat ek en jy kan doen is om self reg voor die Here te leef en te hoop en te bid dat die kinders dit raak gesien het en dat die kinders daardie voorbeeld sal navolg, omdat ek en jy die beste instruksiehandleiding vir elkeen van ons kinders is. Ons kinders is nie 'n gazebo wat ons kan opslaan en kan terugstaan en ons hande kan afstof en kan sê well done nie, om dit dan nou so te sê nie. Ons kinders is uniek. Hulle gaan self groot word. Hulle gaan hulle self opslaan. Maar hulle gaan hulle opslaan na die patroon wat hulle ma en pa, wat hopelik kinders van die Here is, vir hulle gestel het. Manoag en sy vrou het toe 'n babietjie gekry. Die babietjie se naam, wonder ek of julle kan raai, dit was Samson, né? Samson was 'n bietjie van die pad af gewees. Samson was 'n moordenaar. Hy het baie mense doodgemaak. Samson het baie vinnig kwaad geword. Samson was baie lief vir mooi meisies, heeltemal te veel. En Samson, wat 'n Nasareer was en veronderstel was om nie te drink nie, het lekker gekuier. Ek dink Samson se ma en pa was baie keer baie skaam vir hom. Maar Samson, broers en susters, het iets gesien by sy ma en sy pa. Ons lees in Rigters 14 en 15, en nou het ek my Bybel toegemaak, ek gaan nou nie weer so gou daar uitkom nie. Lees ons dat Samson op 'n keer, hier het ek dit, dat Samson op 'n keer 1000 Filistyne met 'n donkiekakebeen doodslaan. En dan aan die einde daarvan,
dan kom daar iets terug van dit wat hy by sy ma en sy pa geleer het, want hy sê, Here, dit is u hand wat deur u dienskneg hierdie groot oorwinning bewerk het. Hoor julle dit? Van die pad af, afgedwaal, baie foute gemaak, maar op die kritieke tyd in sy lewe onthou hy iets van dit wat hy geleer het. Hy sê, Here, dit is deur u hand. En in Rigter 16, net voordat Samson sterf, as hy die pilare so vasvat en hy dan nou wil sterf en die Israeliete verder van die Filistyne wil verlos, dan sê Samson weer 'n keer, Here, my Heer, dink tog aan my. Is dit nie uiteindelik die belangrikste wat ons by ons kinders wil hoor nie? Is dat hulle deur hulle instruksiehandleiding heeltyd terugneig na die Here toe, omdat hulle ouers soos kinders van die Here geleef het. En met dit wil ek afsluit, broers en susters. As daar 'n instruksiehandleiding vir elkeen van my kinders was, sou ek dit baie deeglik bestudeer het anders as die van 'n gazebo, wat ek sommer by verbygaan. Maar daar is nie. Daar is een vir gazebos, maar nie vir jou kind nie. Maar daar is iets anders wat meer kosbaar is. En dit is dat ek en jy daardie handleiding sal wees. En wat is die beste manier waarop ek en jy daardie handleiding kan wees? Deur die handleiding wat God vir ons gegee het, te ken, te bestudeer, deur naby God te leef. En God se waardes uit te leef, onder meer die van vergifnis en vriendelikheid, die van dat ons nie kwaad word nie, die van dat ons weet dat liefde die belangrikste gebod is, teenoor alle mense en ook teenoor ons kinders. En as ons dit eg en eerlik kan doen, dan kan ons terugstaan. Dan het ons kinders 'n handleiding. Hulle sal groei, hulle sal groot word, hulle gaan foute maak, maar hulle gaan 'n gazebo wees wat regop staan, want hulle het 'n handleiding gehad. En hulle sal terugneig na die Here toe, want hulle het gesien hoe kinders van die Here hulle ma en pa dit doen. Kom ons ondersoek daarom ons eie lewens. Kom ons respekteer ons huweliksmaats, want kinders van die Here doen dit. Kom ons leef eerbaar voor mekaar en tussen mekaar, ook by die werk en in die wêreld daar buite. Kom ons kyk 'n bietjie hoe ons luister as ander met ons praat. Kom ons praat ook 'n bietjie met die Here en kom ons lees sy handleiding, die Bybel, want dit is die beste wat ek en jy kan doen vir ons kinders. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, ons wat ouers is vanoggend diep bewus van ons eie tekortkominge. Ons kinders is hier aan die ander kant van die kerk, in die sonnaarskoolklassies, besig, Here, om van U te leer. Hierdie kant leer ons weer van U. En ons moet vanoggend erken dat ons soveel foute maak, dat ons partykeer nie weet hoe dit gebeur, dat ons tog kinders het wat groot word nie. Tog kinders het wat U ken nie, en tog kinders het wat so mooi is soos die kinders hier oorkant nie. Baie dankie dat U by ons kinders is, dat U elke tree met hulle saamgee. Ons bely vanoggend, Here, dat ons baie keer verwag dat ons kinders sekere gedrag moet toon en op sekere maniere moet leef, maar dat dit vir onsself baie moeilik is om dieselfde te doen. Daarom bid ons eerstens dat U ons sal vergewe, maar tweedens bid ons dat U ons deur die Heilige Gees die krag sal gee, om te kan let op die manier waarop ons leef, en te kan let op die manier waarop ons praat, en ook naby aan U te kan leef, sodat ons kinders op ons ingeprent kan raak, sodat ons hulle handleidings kan word. Gee, Here, dat ons ook 'n fyn aanvoeling vir ons kinders en hulle lewens en hulle persoonlikhede en hulle maniere sal hê, sodat ons ook op hulle behoeftes ingestel kan wees en vir hulle kan gee wat ons vir hulle moet gee. Maar gee allereers dat ons verhouding met U, elkeen van ons wat 'n ouer is, 'n verhouding met U reg en suiwer sal wees, sodat ons basis van waaraf ons ouers is, gesond is. Baie dankie dat ons ouers so hard probeer om naby U te leef en die regte ding te doen.
Dankie Here dat daar so baie is wat moeite doen met ouerskap. En of dit nou ons kleinkinders of ons eie kinders is, en of dit die gemeenskap se kinders is, ons gebed is dat U almal van ons sal seën, om naby U te leef en 'n goeie handleiding vir ons kinders te wees. Dit bid ons in die naam van Jesus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Broers en susters, ons sing nou ten slotte Gesang 293 en daarvan sing ons die eerste, tweede en die derde strofe en daarna bly ons staan vir die uitspreek van die seën van die Here waarna ons weer kan gaan sit. Jesus, neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal. Halleluja, amen. Jesus, hoor ons swak gebede, waar ons ook op aarde gaan. Dag of nag ons weet verseker, dat ons nooit alleen sal staan. Loof die Here, loof hom altyd, halleluja, amen. Jesus, gee aan ons sy seën, lei ons op die regte pad. En ons weet dat hy ons lief het, hy het self ons hand gevat. Loof die Here almal altyd, halleluja, amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen.